Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie dag en ook die woord van die Here te kan oordink. Eerstens wil ek net jammer sê, ons is so klein bietjie laat, maar ons is dankbaar dat ons hier kan wees. Geliefdes, ons gaan net so sit, dan sing ons as voorsang saam Gesang 8. Gesang 8, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. Gesang 8, ons gaan net so sing en dit sit en dit saam sing. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na ons stilgebed gaan ons as voorbereidingslied saam sing Gesang 95 die Onse Vader en ons gaan dit staande saam sing waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. Na die seën gaan ons saam sing Gesang 38 daarvan vers 1, 2, 3 en 5. Gesang 38 vers 1, 2, 3 en 5 as loflied in hierdie oggend. Geliefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 99. Gesang 99, daarvan gaan ons die eerste vers sing. Ons sing vers 1 van Gesang 99, nadat ons na die wet geluister het, en dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 89. Gesang 89,
Daarvan gaan ons al twee die verse sing, nadat ons ons geloof bely het. Gesang 89, al twee die verse, na die belydenis van ons geloof, en Gesang 99 vers 1, na die wet. Liefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vanaf vers 16, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Geliefdes, daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat sy seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf, en ons deur die Gees nuwe mense gemaak het, sodat ons ook vandag ons geloof kan bely,
en ons doen dit deur die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Johannes 6. Johannes 6 en ons gaan lees vanaf vers 22. Johannes 6 vanaf vers 22. Net om die konteks te kry, in die begin van hoofstuk 6, dan sien ons die wonderwerk van die vermeerdering van die brode gebeur, en dan vertrek Jesus na Kapernaum en op pad daarheen, dan loop Jesus op die see na die skei toe waar sy disippels is, en dan kom hulle in Kapernaum aan, en van daar af lees ons dan in Johannes 6 vers 22. Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen ander skei was nie, behalwe daar die een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skei gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skeite het van Tiberias aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skeite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hy sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet,
soos geskrywe is, hulle het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dis nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hier die brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Liefde, so ver die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en dit in sy hart bewaar. Ons gaan vandag spesifiek by Jesus se woorde stil staan in vers 35. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here en ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons voor U kan stil word. Met die wete ons is nuwe mense, nuut gemaak deur U. Here, die Gees het in ons kom werk en deur die werking van die Gees het ons 'n nuwe hart gekry en die nuwe mens wil beter wees elke dag. Here, dankie dat U in ons werk om 'n beter mens te wees. En dankie dat ons as nuwe mens skoon gewas is deur U bloed. Gereinig is om ook voor die Vader gestel te word as kinders van U. En dankie dat U vir ons die sakrament van die doop gegee het wat heenwys na daardie skoon was met die waarborg dat so seker as wat die water op ons koppe drup, so seker as wat dit was, so seker is ons van die vergifnis van die sonde deur U. Here, en dankie dat ons vanoggend ook kan lees dat U is die brood. En as ons van U eet, dat ons nooit sal honger kry nie. Here, gee dat ons as nuwe mense deur U gevoed sal word ook vir die ewige lewe. Daarom bid ons, Here, spreek U nou met ons, ontvou vir ons die woord, breek vir ons die lewensbrood, dat ons ook kan sê, so sê die Here, Here. Here, spreek U met ons, werk met die Gees in ons harte, dat ons dit sal hoor, maar dat ons dit ook sal gaan leef. Ons bid hierdie dinge alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Een van Suid-Afrika se stapelvoedsels is brood. Dis iets wat volop beskikbaar is, relatief goedkoop en daar's so groot verskeidenheid daarvan op die mark. En is interessant dat as jy by 'n bedelaar kom, is dit gewoonlik die een ding waarvoor hulle vra, want brood is vullend, terwyl dit 'n groot verskeidenheid van opsies meebring. En ek seker meeste van u het vandag ook 'n brood in u huis. En dit vorm dalk 'n baie groot deel van u daaglikse dieet. Dis daardie ding wat ons na toe gaan omdat dit maklik is wanneer ons nie lus is om kos te maak nie. Dis 'n maklike uitweg as ek vandag nie kreatief genoeg is om aan 'n ete te dink nie. En daar's min dinge so lekker soos 'n dik gesnyde stuk boerebrood met botter en tuisgemaakte konfyt en kaas op. Dis genoeg om 'n man se mond te laat begin water. Maar geliefdes, het u al gedink aan die besonderse funksie wat daardie snybrood dien? Daardie brood wat jy eet, die voedsel wat jy inneem, gee vir jou liggaam die nodige energie om sy dagtaak te kan verrig. As jy nie geëet het nie, dan word jy baie vinnig moeg en dan kom jy op 'n punt waar jy nie meer in staat is om jou werk te doen. Die voedsel wat jy inneem, bring vir jou liggaam die potensiaal om energie te hê vir jou dag. Daarom het die ou mense veral gesê ontbyt is die belangrikste ete van die dag, want as jy nie reg begin nie,
dan voel jy baie vinnig al voor 11 uur se kant sommer baie moeg. Nou geliefdes, dis duidelik dat Jesus in ons geleesde gedeelte nie oor hierdie sny boerebrood met die konfyt en kaas op praat nie. Jesus praat hier oor iets baie meer. Hy praat oor die geestelike voeding wat ons nodig het. En daarom wil ek vanoggend vir julle 'n vraag vra, en ek wil hê jy moet eerlik wees in die ondersoek hierin. Jy kan met jouself eerlik wees en gaan grou daar in die diepte as ek dit vra, want dis nie iets vreemds. Die vraag is u moeg? En ek praat nie van fisies moeg vanoggend nie. Ek praat van geestelik uitgeput. Emosioneel uitgeput, dat u op 'n stadium in die lewe gekom het waar dit voel of u net nie meer kan opstaan in die oggende nie. Is u geestelik so moeg dat u nie meer 'n pad vorentoe kan sien nie? As u vanoggend so voel, is dit nie vreemd nie. Ek seker baie van ons voel so, en oor die wêreld voel miljoene mense vanoggend so. Maar daarom is dit nodig dat ons 'n baie belangrike tema vanoggend moet bespreek. Die tema is: die nuwe mens word gevoed deur Christus as die brood van die lewe. Ons het voeding nodig. Die liggaam het voeding nodig, soveel meer het die nuwe mens voeding nodig. Dis 'n feit. Ons kan nie daarby verbykom nie, en daarom wil Jesus juis hierdie punt vanoggend in Johannes 6 vir ons kom beklemtoon. Want in die begin van hoofstuk 6 sien ons dat Jesus die brode vermeerder het. Hy het die mense genoeg kos gegee dat hulle versadig word en dat self oorgebly. Dan gaan hy na Kapernaum, en in Kapernaum word hy gekonfronteer deur dieselfde mense wat nie net gesien het wat hy doen nie, maar wat geëet het en wat versadig geword het. Die mense wat deur die wonderwerk van die vermeerdering van die brood juis tot geloof moes kom. En tog het hulle nog nie verstaan waaroor dit gaan. Hulle soek nog na die fisiese brood, die liggaamlike brood. Daarom lees ons hoe Jesus vir hulle sê in vers 26, dat julle nie na hom toe kom omdat julle die tekens gesien het nie. Julle kom na hom toe omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Jesus sê eintlik vir die mense, julle kom nog nie uit julle geestelike geloofsbehoeftes nie. Nee, julle kom nog uit die fisiese behoeftes na my toe. Daarom die vermaning van Jesus, soek nie na die spys wat vergaan nie, soek nie na die wêreldse brood nie. Nee, julle moet na my soek wat die brood van die lewe is, die brood wat julle voed tot die ewige lewe. En tog beleef ons dat die mense wat daar voor Jesus staan so vasgevang is aan die fisiese brood. Hulle vra vir hom 'n teken. Hulle dink aan hulle vaders, Israel wat in die woestyn gesweef het. Hulle dink aan die Here wat vir hulle die manna gegee het en hoe die manna hulle gevoed het, 'n teken van God se getrouheid, van God se versorging. Nou soek hulle ook 'n teken. Maar die manna het vergaan. Die brood uit die hemel het gevrot. Daarom sê Jesus vir in vers 33, die brood wat God uit die hemel stuur is hy. Hy kom. Dis nie soos die manna van die wêreld wat weggaan nie. Hy is die brood, ons moet van hom eet. En hy beklemtoon dit in vers 35. Die kern van vanoggend, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Geliefdes, wat beteken dit? Jesus sê, hy is die brood. As ons van hom eet, sal ons nie honger kry tot in ewigheid. Nou geliefdes, daar is aan die een kant diegene wat baie letterlik na hierdie teks wil kyk
Wat sê, as ek in Jesus glo, dan deel ek in die versorging van God. As ek in Jesus glo, dan het ek die voorsienigheid van God. Dan hoef ek nie bekommerd te wees oor wat ek môre gaan eet of gaan drink nie. Dan sal ek vir altyd versorg wees. En geliefdes, die mense trap ook in dieselfde struik as die manne wat daar voor hom staan. Hulle hou nog so vas aan die fisiese brood, terwyl Jesus 'n veel dieper voeding vir die mens bring. Dit beteken iets veel meer. Want wanneer ons van Jesus as die brood van die lewe eet, voed hy ons nie vir die tydelike nie, hy voed ons vir die ewige lewe, vir dit hierna. Ja, hy gee my energie om ywerig in my geloof staande te bly, om te gaan werk vir die Here, om standvastig te wees teen die duiwelse aanslag. As ek van die brood van die Here eet, dan staan ek onder sy genade, en dan is ek 'n oorwinnaar, wat as oorwinnaar moet gaan leef. Wanneer ek van Christus as die brood van die lewe eet, dan word ek 'n nuwe mens. Dan kan ek leef soos 'n nuwe mens. En daarom behoort dit by onsself ondersoek te bring, geliefdes, eet ons nog van Christus as die brood van die lewe? Daarom het ons gevra, is u moeg? En as jy ja sê, moet ons ook ondersoek instel na hoekom ons moeg is. As ons eerlik is, gaan die antwoord op iets uitkom van die feit dat ons nie meer van Christus as brood van die lewe eet nie. Ons put nie meer ons krag by ons energiebron nie. Nou is die vraag, maar hoe? Hoe moet ons eet van Christus? Hoe kan ek daardie spys inneem? Geliefdes, die beginpunt is hier. Deur die Bybel te lees en dit noukeurig te ondersoek, is ek besig om van Christus as die brood van die lewe te eet. Deur 'n toegewyde gebedslewe te hê, is ek besig om van Christus as die brood van die lewe te eet. Deur kerk toe te kom en opregte ontmoeting met die Here te hê, is ek besig om van die brood van die lewe te eet. Deur die gemeenskap met die heiliges, die koffie hier buite wat ons net nou gaan saamdrink, deur die saamkuier, die saampraat, die laste dra vir mekaar, is ek besig om van die Here as brood van die lewe te eet. Geliefdes, is interessant dat wanneer jy met berading besig is, sien jy die geestelike moegheid. En tog is die mense nie meer bereid om na hulle voedingsbron te gaan nie. Hulle is nie bereid om by Christus te gaan sit en te gaan eet van hom nie. En is die enigste manier wat jy die geestelike moegheid kan oorkom, is deur van die brood van die lewe te gaan eet. Daarom die vraag, is u nog besig om van hom te eet? En geliefdes, hoe besonder is dit nie, dat een van die 2 sakramente wat Christus self ingestel het, juis hierop wys. Want die nagmaal as sakrament dien die doel om ook te wys na die voeding wat ons in Christus kry, want as ons by die tafel aansit, dan sien ons hoe die brood gebreek word. Ons vat dit, ons proe dit, ons word in die liggaam gevoed. Maar daardie brood wys na Christus toe. Hoe sy liggaam vir ons aan die kruis gebreek is, hoe hy ons ook voed vir die ewige lewe. Dit bring vir ons die waarborg mee, dat as ek van hom eet, dat ek tot in ewigheid gevoed sal wees. Daarom moet ons erns maak met die nagmaal. Want dit is die sigbare evangelie wat vanoggend se boodskap vir ons kom beklemtoon, en tog kan ons nie net aan die nagmaal vashou nie. Ek kan nie net
Een keer 'n kwartaal as ek sien dis nagmaal, kerk toe kom en dink dis genoeg voeding nie. Geliefdes, die nagmaal is nie jou voedingsbron nie. Hy wys na jou voedingsbron toe. Hy wys na Christus. Mag ons daarom van Christus as die brood van die lewe eet. En mag hy ons voed tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons U Seun gestuur het. Hy wat die brood van die lewe is, en dankie dat ons van Hom kan eet. Dat ons energie by Hom kan put en dat ons uit Hom uit en deur Hom kan lewe. Here, nie vir die hier en die nou nie, maar ook vir die ewigheid. Here, dankie dat U vir ons meer voorsien as net die fisiese voeding, dat U vir ons ook geestelik versterk. Maar gee dat as ons moeg raak, Here, as ons geestelik en emosioneel uitgeput is, dat ons by U voete sal gaan sit. Dat ons van U sal eet. En dat ons deur U voeding tot in ewigheid sal leef. Here, ek bid vir ons gemeente, vir elke lidmaat van ons, U ken elkeen se omstandighede. En besonder dink ek aan ons ou mense. Dink aan die pyne en die skete wat met die ouderdom kom en Here, hoe dit partykeer ons moeg maak. Here, gee dat ons ook sal besef dat die ouderdom is deel van U genade en dat ons na U toe sal keer in dit. Here, ek bid vir ons kerkverband, vir elke leraar, vir elke ouderling, elke diaken wat besig is met amptswerk, dat U hulle ook sal lei en sal gebruik om hierdie kerk, die AP Kerk, gereformeerde kerke oor die wêreld rond op U gefokus te hou. U as die koning en ons as die diensknegt en die diensmaagd. Here, daarom bid ons die ding in afhanklikheid van U. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotlied gaan ons saam sing Gesang 267. Gesang 267 daarvan vers 1, 2 en 4. Gesang 267 vers 1, 2 en 4 en jy kan daarna staande bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Dis net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Eerstens, ek weet dit is al bietjie laat, so ek neem aan Tannie Ronel gaan ons verlaat. Baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Dis lekker om saam met Tannie te sing. Groete ook vir die hervormde kerk en sterkte vir die diens daar. Geliefdes, dan wil ons net eers welkom sê aan ons besoekers. Ons het vanoggend besoekers uit Orania uit. Dis lekker om ook ons broeder en susters in die geloof hier by ons te hê. Ons hoop dat u 'n geseënde diens saam met ons beleef het en dat die Here u ook sal veilig terugvat na u huis toe. Geliefdes, dan gebedstyd vir ons gemeente en al ons lidmate. In besonder dink ons aan Tannie Mariana van Sail. Sy het die week wat verby is geval en haar knie gebreek en sy moet 'n knievervanging ondergaan, maar die dokter sê met al die narkose en goed wat sy die laaste tyd gehad het, klink dit nie of sy eintlik narkose kan kry nie. So hulle oorweeg 'n epiduraal en alles vir die vervanging, maar dis vir haar nog baie moeilik en sy het baie seer. So dink asseblief in haar in hierdie tyd. En dan dink ons aan Tannie Elise Roux. Sy's in die ouete huis, maar sy's baie deurmekaar en hulle vermoed dat dit is dementia wat maar intree. En dit lyk asof sy agteruit gaan, maar sy onthou nog mense en alles, maar dit is maar swaar om iemand so te sien. Dan dink ons ook aan oom Koos Kamfer. Ons hoor gereeld hoe dit gaan en die hart is maar nie lekker nie en dit veroorsaak nou dat die voete swel en al die dinge. So ons dink aan ons gebede ook aan hom. Dra dit asseblief ook so oor aan oom se pa, asseblief. En dan geliefdes in ons gemeenskap, dink ons aan Nico Du Plessis. U weet almal hy het so ruk terug 'n kankerdiagnose gehad en hulle het behandeling gedoen, maar dit klink my met die laaste chemo en alles het die kanker redelik erg versprei. En saam met dit is die immuunstelsel so 'n bietjie aangetast, so hy het nou nog longontsteking gekry en alles. So medies sê hulle gaan dit nie so goed met hom nie. Dink asseblief aan hom en Susara ook in die gebede. Dit is 'n baie moeilike tyd. Geliefdes, dan P en Annemie, P is agter dink ek, vandat ons gehoor het van die swangerskap was julle nog nie weer gewees wat ons mekaar gesien het nie. So ons wil net vir julle sê baie geluk met die swangerskap. Mag dit vir julle groot vreugde en vrede bring en mag dit net goed gaan in die tyd. Dan geliefdes wil ons ook vir Donnie en Elena Kotse saam met die kinders Dion en Pretorius afkondig dat hulle aansoek gedoen het vir lidmaatskap hier by ons. Ons het in die week ons gesprek gehad en ons het reeds hulle attestate gekry, so dis die eerste week van approbasie. So die Here wil, dan kondig ons volgende week weer af en dan volgende week is die 7 en die 14 en die 22ste met nagmaal verwelkom ons julle dan. Maar dit is 'n groot vreugde dat julle ook by ons inskakel.
Ons bid ook vir hierdie approbasietyd vir julle. Geliefdes, dan een van die groot dinge, ons bid vir reën. Die wêreld het dit nodig, dis droog en dis warm, en ons vra dat die Here ook vir ons reën sal stuur in hierdie tyd. Geliefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek buite die normaal. Ons wil ook afkondig dat die AP Kerk Stella die 14de Februarie 'n ribbraai. Nou, om vir u so bietjie meer inligting te gee, ons het 'n bedieningsooreenkoms met Stella, en Stella betaal 'n X bedrag aan ons om ons te help met my traktement. En vir 3 jaar het ons eintlik dit staties gehou dat die betaling nie verhoog word nie, omdat hulle finansiëel baie sukkel. Maar ons het op 'n stadium gekom om te sê, Stella kan nie heeltyd verwag dat ons hulle moet finansiëel ondersteun in hierdie opsig en tegemoet kom as hulle nie bereid is om aksies aan te bied nie. Ons doen ons bazaar, ons doen ons kerkskiet, ons werk om fondse in die gemeente in te kry om ons uitgawes te kan dek, en hulle het nie aksies gedoen nie. Toe het ons begin met hulle te praat en ek het vir hulle gesê, ons kan nie meer staties bly op die bydrae nie, julle moet ook begin om iets te doen. En hulle het laas jaar 'n ribbraai gehad en of 'n burgeraand gehad, en hierdie is nou 'n groot funksie wat AP Kerk Stella ook doen, om te probeer fondse in te samel, sodat hulle ook bietjie meer kan bydra tot ons. Dit maak die finansiële las op ons gemeente so klein bietjie ligter, en daarom wil ek vra, as u in daai area is, gaan ondersteun hulle asseblief. Dis lekker, die ribbraai werk so, jy kry jou ribbietjie, jy's 'n span van 2, jy slaan jou stelletjie op, en jy maak jou vuur en alles, en jy het 5 ure, vandat jy daar stop en jou ribbietjie kry, om op te slaan, daai ribbietjie gaar te maak, en om by die beoordelaars te kry, om uiteindelik jou punte te kry. Dis 'n lekker aksie. As u hou van braai en u dink u weet iets van ribbetjies, skryf in, dit gaan groot pret wees. En aan die aand sing Demi Lee Moore daar, dit gaan ook baie lekker wees, en as u nie ribbetjie braai nie, maar nog steeds wil kom, daar gaan kos wees van burgers en sosaties en allerlei goeders, gaan ondersteun hulle asseblief die 14de Februarie. Dan, geliefdes, ons eie kerk se skiet die 23ste Mei, ons het die eerste advertensie, die Save the Date in Engels gegee. Adverteer dit asseblief vir almal, sodat niemand kan sê, ja, ons het nie geweet nie. Verkondig dit en adverteer dit asseblief. Geliefdes, dan deurkollekte vanoggend. Deurkollekte vanoggend vir diens van barmhartigheid, die bordjies is by die deur. Blomme en tee vir die maand Februarie is week 3. Kom drink asseblief almal saam met ons 'n koppie koffie of tee. Ek gaan myself verskoon. Ek is op pad Swizer toe om vir hulle nagmaal te gaan bedien. So ek gaan ongelukkig nie vanoggend saam met u koffie drink nie, maar asseblief kom kuier lekker saam as gemeente. Verbondsonderrig les 2 open hier in die kerk na die erediens. Dan boodskappers vir Februarie is in die saal beskikbaar. En verjaarsdae vir die week, die 3de Februarie is Gerry Niemann. Ons sê vir hom baie geluk met sy verjaarsdag. Mag dit vir jou geseënde dag en geseënde jaar wees wat voorlê. Liefdes, dan weg van die afkondigings af. Dis groot vreugde as 'n mens se gebede verhoor word. En ek het laasweek met die kerkraad dit gedeel, maar ek wil met u ook groot vreugde deel. Ons bid almal vir 'n vrou wat by jou pas. En die Here se genade is so groot dat ek so 5 maande terug begin gesels het met 'n dametjie. Sy's baie oulik, sy's in Warrington 'n juffrou, baie standvastig in haar geloof, en ons is besig om te kyk, om sekerheid te kry oor, is daar iets wat kan gebeur, ja of nee. Maar dis vir my 'n baie lekker tyd, 'n vreugdevolle tyd, en ek wil dit graag met u almal deel. Ek het dit verlang, maar nog baie naby aan die bors gehou, want ek wil seker wees oor dit. Maar ek wil dit graag met u deel, want u is ook soos my familie. So dink ook asseblief van my daarin. Dis 'n groot ding om 'n vrou te kies, veral 'n predikantsvrou, dat die Here se wil ook geskied in my lewe met dit. Maar geliefdes, dankie dat ek dit met u kan deel. En dankie dat u saam met my bid daaroor. Ek waardeer dit regtig baie. Die 14de Februarie vir Stella se aksie, kom sy kuier, dan sal u haar die 15de Februarie ontmoet, as die Here wil.
So dit gaan lekker wees. Geliefdes, kom ons gaan kuier lekker saam. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week wat voorlê.